Julle kan dan vir my vanoggend oopmaak by Hebreërs 13 vers 5 tot 6 asseblief. Hebreërs 13 vers 5 tot 6. Hebreërs 13 vers 5 tot 6. Voordat ons lees vanoggend, kom ons sluit net die oë en dan nader ons ook die Here. Vader, waar ons nou ons harte voorberei om u genade troon te nader, Vader, prys ons u dat ons dit met die grootste vrymoedigheid kan doen. Vader, ons prys u dat ons vasgeanker is aan u seun wat alreeds deur die voorhangsel gegaan het. En dat ons ook sodoende geanker is in u beloftes en ook die ewige wat na hierdie lewe sal volg. Maar Vader, sodoende vra ek vanoggend, soos wat ons by u voete kom sit, mag u ons harte en ons denke vir hierdie tydperkie herfokus op die seun, op die woord. En Vader, mag ons vanoggend introspeksie doen in ons harte. Mag ons vermaan word deur u woord, mag ons bemoedig word. En Vader, mag u ware, Here, nie net interessant, Here, wees vir ons nie, maar mag dit werklik verandering en herskepping bring. Mag u Gees dit deel maak van ons lewens. En Vader, mag ons in groter gehoorsaamheid en heiligheid wandel saam met u. En Vader, heel laastens vra ek net vanoggend, Vader, mag u my gebrokenheid, sondigheid en gebroke woordeskat op sy sit. En Vader, mag u wil wie in waarheid verkondig word. Vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit Hebreërs 13 vers 5 tot 6, lees ek weer eens uit die 33 tot die 53 vertaling en vers 5 sê vir ons: Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Net tot sover asseblief. En soos wat julle weet, is ons nou al vir 'n paar maande besig met die boek van Hebreërs en ons het so 2 Sondae terug begin met hoofstuk 13, die heel laaste hoofstuk van Hebreërs. Waar die res van die boek van Hebreërs, die skrywer fokus op Christus is beter en meer en beter as Moses, hoër as die engele. Hy is werklik die seun van God, hy is ons hoëpriester, hy is 'n borg vir ons en dit die hele tyd gefokus op lering van wie Christus nou werklik is en hoe ons vir Christus moet sien. En nou kom hy oor en hy sê in hoofstuk 13, maar dis wat julle in die lig van hierdie waarhede moet doen. Ons het 2 Sondae terug begin en gekyk na die Christelike pligte en eintlik meer intern ons Christelike pligte teenoor mekaar in die kerk, in die liggaam van die Here Jesus Christus. En toe laas Sondag het ons gekyk na die huwelikspligte, die wat dit gemis het, dit is op YouTube, dit is ook op die groepie gelaai, asseblief gaan kyk dit. En dan vanoggend beweeg ons aan ook onder hierdie vaandel van pligte, maar dit verwys meer na die interne ek, die interne gelowige. En sê eintlik, wat is my plig? Hoe moet ek my lewe tans en ook die toekoms van my lewe sien? En ons gaan vanoggend kyk na 'n waarskuwing van geldgierigheid en wat geldgierigheid werklik is. En dan gaan ons ook kyk na die bemoediging en die belofte wat ons vind as ons tevredenheid verkry in ons situasie tans in hierdie wêreld teenoor die Here. So voordat ons vanoggend begin met ons hoofteksgedeelte, wil ek so 'n bietjie, soos wat ek gewoonlik doen, bietjie statistiek met julle deel. En dit het werklik my oë oopgemaak in dankbaarheid teenoor die Here. Nou eerstens, 43% van alle mense op aarde het nie in die aand 'n dak oor hulle koppe nie. 43% van alle mense. Dis biljoene, nie miljoene nie, biljoene mense. 26% van alle mense op aarde het nie skoon water om te drink nie, weer eens biljoene. En dan 75% van alle mense op aarde het nie lopende water in hulle huise nie. 28% van mense op aarde weet nie
van waar die volgende ete gaan kom nie. Nou glo almal wat hier sit vanoggend, het 'n dak oor hulle koppe. Miskien is dit nie die mooiste dak nie. Miskien is dit 'n dak wat bietjie lyk as dit reën, nê? Maar daar's 'n dak. Ons almal wat hier sit, kyk hier, ek weet baie mense sê ek moet nie die kraanwater drink nie, maar mense, ek drink die kraanwater. Dit is vuil en jy raak partykeer bietjie siek, maar is drinkbaar as daar niks anders ter is nie. Elke een van ons wat hierso sit, het en ek glo het lopende water in hulle huise. Nou ons kan sê in hierdie aspek en elke een van ons eet ten minste een keer 'n dag. In hierdie aspekte val ons elke keer in die bevoorregte kant van die statistiek. En ons is eintlik beter af as meer as 75% van die mensdom op hierdie aarde. Maar toe vat ek dit 'n bietjie verder en die was my so interessant. Ek het bietjie gekyk na inkomste gebaseer, hoe bevoorreg is ons. Nou ietsie wat ons almal in Suid-Afrika ken is SASSA. Baie van ons ouer mense trek SASSA pensioen en dis R2400. As jy R2400 verdien 'n maand, is jy in die top 35% van rykste mense op hierdie aarde. Jy's ryker as 65% van die res van die mensdom. As jy R2400 verdien. As jy R10,000 verdien, is jy in die top 20% van die rykste mense op aarde, ryker as 80% van die res van die mensdom. En mense, ek weet nie van julle nie, maar dit kweek dankbaarheid in my hart. Dit sê eintlik vir ons twee dinge. Eerstens hoe moeilik dit tans gaan in die wêreld, nog altyd gaan het. Ons dink net nie daaraan nie. Maar eintlik ook kweek dit iets anderster om te sê, maar Here, waar ek tans is, kan ek nie anderster as om dankbaar te wees nie. Miskien kan ek nie op die vakansie gaan see toe hierdie jaar nie, maar weet julle wat, ek het kos, ek het 'n huis, ek het 'n kar, ek het 'n familie, ek het vreugde in my lewe. En ons vergeet hierdie dinge. Ons kyk rondom ons rond en ons sien miskien iemand wat bietjie ryker is. En ons sê, ons is amper negatief, maar hoekom kan ek nie op vakansie gaan nie? Hoekom kan ek nie elke 5 jaar vir my nuwe kar koop nie? Al besef ons dat mense, 80% van mense op aarde, bid net dat hulle, of kom sê 65% van mense op aarde, bid dat hulle ten minste R2400 kry. En miskien bid hulle vir R500 'n maand. En in dit sien ek baie keer in ons eie samelewings dat ons baie vinnig in ons kultuur ondankbaarheid kweek. Want dit gaan oor wie die beste van wat. En in die lig van hierdie statistiek gaan ons dan nou aanbeweeg na ons hoofteksgedeelte toe, vers 5. En vanoggend bietjie indelf in die waarskuwing van geldgierigheid en daarna bemoedig word deur te sê, maar ons is behoort om tevrede te wees. Vers 5 sê, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Nou die vers begin met 'n waarskuwing wat handel oor geldgierigheid. Elke persoon wat hier is vanoggend het al gehoor van geldgierigheid. Maar weet julle wat 'n interessante miskonsepsie wat ons het oor geldgierigheid? Ons dink net ryk mense is geldgierig. Stem julle saam met my? Ons dink baie keer daaraan so. Maar eintlik tegnies gesproke kweek armoede die meeste geldgierigheid in mense se harte. Nou wat ek daarmee bedoel is, geldgierigheid verwys eintlik as ons na die Griekse woord kyk wat gebruik word, baie vreemde woord, ek gaan dit verkeerd uitspreek, dis aphilio gouros, wat verwys na 'n liefhebber van geld, om lief te wees vir geld. Nou gewoonlik, as daar 'n kind gebore word uit 'n ryk familie, waardeer hy net nie geld nie. Maar iemand wat uit armoede uitkom, soek meer. En wanneer hulle meer kry, soek hulle nog meer. En baie keer daai hongerte, daai leemte bly daar en niks is ooit genoeg nie. En dit kan van arm na ryk ook wees. Teenoorgestelde ook. Maar die liefde vir geld word gekweek in armoede en rykdom. Hoor wat sê Paulus vir ons oor hierdie waarskuwing, hierdie lokval van geld, hierdie afgod van Mammon in 1 Timoteus 6 vers 10. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulself met baie smarte deurboor.
Nou mense, Paulus sê iets baie belangriks hier. Ek dink hierdie is een van die grootste afgode in die wêreld is geld. Geld, 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 want tog ons kort geld om te oorleef. Ons kan nie sonder dit gaan nie, maar Paulus sê geldgierigheid is die wortel van alle wat? Van alle slegte dinge, ewels. En dit skiet vrug in jou lewe en groei vrug wat sleg is. En wat baie interessant is, hy praat hier van mense wat die waarheid geken het en wat agtervallig geword het deur geld. Maar dan moet ons die baie belangrike vraag vra, maar hoe weet ek of ek geldgierig is? Want ek dink hierdie is 'n baie goeie vraag. Hoe weet ek val in hierdie kategorie, want elkeen van ons tog moet werk, dies wat afgetree het, moes gewerk het. So wanneer val ek nou in die kategorie van ek is geldgierig? En om die vraag te beantwoord, moet jy vir jouself vra, wat offer jy tans op om geld na te jaag? Natuurlik, tyd sal altyd daar wees as jy werk. Ons het net laas Sondag en onthou, ons kan dit nie uit konteks vanoggend uithaal en sê jy mag niks opoffer om geld te maak nie. Jy moet opoffer om geld te maak. Maar daar moet 'n balans wees. Laas Sondag het ons gesê met die huweliks verpligtinge of pligte dat 'n man wat nie werk nie, maar wat kan werk om vir sy familie te voorsien, is 'n leiaard en God haat leiaards, né? Baie belangrik. As jy kan werk, maar jy wil nie werk nie en jou familie ly onder dit, is dit nie 'n goderende ding wat gebeur nie. Maar hoeveel keer by 'n werksplek of vir 'n verhoging of vir 'n beter werk word 'n morele kode nie opgeoffer of om onetiese maniere geld te maak word gejaag sodat ek 1000 of 10.000 rand ekstra kan verdien. Wat word opgeoffer van jou geloof sodat jy meer geld kan maak? En ons kan sê tyd uit balans uit is ook nie goderend nie. As jy werk van oggend tot aand en jy het nie eers tyd vir jou gesin nie, waantoe God jou roep om 'n goderende man daar te wees en Christus te wees, is dit ook nie reg nie. As jy dit doen, soveel tyd spandeer om geld te maak in hierdie wêreld dat jy nie tyd het vir God nie, kom dit nie van God af nie, kan ek jou beloof. En mense, ons is baie keer in hierdie ding van alles wat goed is, kom van God af. Dis nie waar nie. Want wat ons dink is goed, is nie wat God sê is goed nie. En ons loop deur elke deur wat die beste lyk vir ons, maar baie keer moes ons nooit deur daai deur geloop het. As jy in die bed klim in die aand, vra ek nou vir jou, elke een ken sy hart, elke een weet waaroor jy droom. Hulle sê jou droom is gebaseer op vrese en dinge wat jy graag soek. Of dat iets traumaties gebeur, iets wat in jou denke konstant is. Waaroor droom jy in die aand? Is dit begeerlike drome wat jy het vir daai cruiser in my geval, wat ek nie gaan bekostig om te kan ry nie. Ek gaan in die garage staan, Is dit vir daai beter huis? Is jou drome gekoppel aan rykdom en wêreldse materialistiese goed? Of het jy werklike begeerte vir die vrug van die Here en om 'n dieper verhouding met hom te hê? En mense, ek skiet kort in hierdie aspek. Myne is baie keer vleeslik georiënteerd, want ek het 'n vleeslike hart. Jesus maak dit duidelik, julle gaan sien vanoggend gaan ons baie na die evangelies verwys en waar Jesus self praat oor hierdie aspekte. Maak dit duidelik dat jy nie vir Mammon en vir God kan dien op dieselfde tyd. Matteus 6 vers 24 sê, niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. En weet julle wat, hierdie spreek ons as Afrikaners en Suid-Afrikaners so aan, want ons is draadsitters. Ons hou daarvan om in die middel te wees en dinge in die wêreld goed te praat, dat dit voel of ek 'n goeie gelowige is, maar voel ook of ek genoeg in die wêreld is. En
Ons compromise, soos die Engels sal sê. Maar hierso staan, jy kies of die een of die ander een. Of jy die een lief en jy haat die ander een, of jy sal die een aanhang en die ander een verag. En wat vir my so interessant is, en dit spreek eintlik van die grootheid van hierdie raak, die Ou Testament verwys eintlik enige iets wat jy bo God kies, horeer jy in. Want horeer beteken, jy kies iets en begeer iets. Dis hoekom ons noem dit om te horeer buitekant, want jy doen dit vir geld. Jy verkoop miskien jou lyf vir geld. En in hierdie konteks moet jy vir jouself vra, is ek tans besig om te horeer teenoor die Here in hierdie aspek? En ek glo daar is 'n fyn lyn tussen geldgierigheid en ook 'n hardwerkende persoon. Dis baie belangrik. Ons 'n fyn lyn tussen die twee, want die Here roep ons om hardwerkend te wees, om ook as ek kan vir my familie 'n beter toekoms skep. Hoekom nie? Maar in elke ou se lewe kom daar 'n tyd waar jy weet wat ek tans het is miskien genoeg. En ek hoef nie nog meer tyd, familietyd en tyd saam met die Here op te offer om nog 'n biljoen of 'n miljoen te gaan soek. En ek weet elke een van ons sal by daai punt miskien uitkom eers. Of jy was al daar. En die vraag is, sal jy stop in daai begeerte daar en sê, Here, dankie vir dit wat ek het. Ek's tevrede. Ek gaan nou die tyd wat ek het gebruik om dieper saam met U te wandel. Hoeveel keer offer ons nie ons binnekamertyd op vir nog 'n kwotasie, vir nog 'n kliënt nie? Hoeveel keer offer ons nie gesinstyd op waartoe ons geroep word vir wêreldse dinge nie? Ek glo dan heel laastens Jesus spreek as 'n gesprek met die ryk jong man in die Nuwe Testament wat Jesus eintlik geldgierigheid aanspreek, maar verwys na die hart se oriëntasie. Gee vir ons 'n maatstaaf van hoe ek my eie hart kan meet, of dit in lyn is met die woord, of het ek bietjie afgedwaal. En dit vind ons in Matteus 19, en ek gaan net so 'n paar verse met julle deel. Die jong man vra vir Jesus, goeie meester, watter goeie ding moet ek doen dat ek die ewige lewe kan hê? En na 'n lang gesprek waar Jesus die wet vir hom noem, want onthou, hulle was nog deel van die ou verbond. Eers toe Jesus gekruisig was hulle in die nuwe verbond in sy bloed gekom. En Jesus sê vir hom, jy moet hierdie doen, en die jong man kom tot op 'n konklusie dat hy tans besig is, en hy sê dit vir Christus, hy onderhou in elke aspek Moses se wet. En Jesus kom en hy verwys na die hart, na die innerlike persoon, en hy sê die volgende vir hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, en kom hier, volg my. Maar, toe die jong man die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Matteus 19, vers 21 tot 22. Nou mense, waarvan praat hier? En Jesus gee eintlik stel 'n beter vraag vir ons. Wat is jy tans bereid om op te offer om saam met Christus aanhou te wandel? Want onthou, ons kan niks opoffer om gered te word nie. Christus het alles aan die kruis vir ons gedoen, sodat ons alleenlik uit genade gered kan word. Maar wat sal jy opoffer as dit so vir jou, kom ek sê menslik gegee word, sodat jy eendag vir 'n ewigheid by die Vader kan wees? As daar iets tans in jou lewe of in jou denke opkom, miskien my huis, dit of dit of dit, asseblief gaan na die Here toe en sê, verander my hart. As dit wêreldse georiënteerd is, miskien my kinders, my familie, gaan na die Here toe en sê, verander my hart. En net vinnig op hierdie punt, en hierdie is my baie belangrik. Ek het so 'n bietjie opgelees oor om te gee. En geldgierigheid is baie gekoppel aan dit. Het jy al gesien, geldgierige mense al het hulle is baie suinig. Nee, hulle sal nooit vir enigiemand iets gee nie. Hy sal nog steeds nie vir daai ou brood koop in die Spar wat nie geld het nie, né? Maar wat het vir ons, hulle het 'n toets gedoen in Swede, in 2 kinderhuise, waar hulle die een kinderhuis se motto was, hulle leer die kinders nie net om te ontvang soos op Kersfees nie, maar hulle gee so vir die kinders, dat die kinders ook kan gee vir ander kinders.
So daai koshuise kinders gaan dan na, kinderhuise kinders gaan na 'n ander kinderhuis toe en gee die helfte van dit wat hulle gekry het vir 'n ander kind. En so maak hulle die kinders groot in daai kinderhuis. En weet julle wat's interessant? 70% van daai of die kinders wat uit die een kinderhuis kom wat geleer word om te gee ook, het se kans is 70% hoër om suksesvol en vreugdevol te wees in hulle lewens as die ander kinderhuise wat hulle net leer om te ontvang. Maar weet julle wat? In die moderne lewe kweek ons eintlik luiigheid. Ons kweek iets wat vreemd is. Soos byvoorbeeld, in vandag se terme as jy 60 is, tree jy nou maar af, né? In die ou tyd het die ouer mense nooit afgetree. Jy het gewerk totdat jy sterf. As jy 'n plaas gehad het en jy het nie kinders gehad nie, miskien het jou rol verander, miskien meer delegerend gewees, maar jy het altyd gewerk totdat want jy moes kos op die tafel sit. In vandag se wêreld kry jy iets soos grants wat in die verlede nie gewerk het nie. Die regering het in die verlede nie vir die arme mense of mense wat op pensioen is geld gegee nie. En ons niks fout daarmee nie. Maar wat ons baie keer ook in die kerk kweek, is mense wat net wil ontvang en nie wat wil gee nie. Mense, hierdie is 'n baie belangrike aspek. Die Here roep elke een van ons om te gee volgens die hart. Ons almal se harte kan dieselfde wees, maar dit wat ons kan gee is anders. As ek 1 sent kan gee, want ek het nie 10 sent en daai ou kan 1 miljoen gee want hy het 10 miljoen, is dit eweveel in die Here se oë. En die Here sal elke een van hulle dit wat hy gee, daai offer wat hy bring seën. En mense, tans moet ek vir julle sê dat dit is die grootste ding waarmee die kerk sukkel, is hierdie aspek van om te draai om te sê ek wil net ontvang, deur te sê maar kom ons kweek mekaar en kom ons kweek gelowiges wat wil gee. Nou praat ek nie finansiëel nie. Dink gou daaraan, as jou denke is om kerk toe te kom om te ontvang, is dit ook verkeerd. Om woord te ontvang. Jou doel is behoort en jou denke moet wees om te gee. Ek kom hiernatoe om te kyk hoe gaan dit met my boeties en my sissies ook. Ek kan my tyd gee na die diens om vir iemand te bid, om te hoor hoe gaan dit met oom Rolf, né? Vir die hele tyd sy kop skud. Nee, ek speel oom. En te hoor en in te koop in mekaar se lewens. Want tog sê die woord, ons bring die woord vir mekaar, ons koop in mekaar se lewens in. En mense, ons moet wegbeweeg van net hierdie gesindheid kweek in ons kinders se lewens ook, waar hulle net ontvang. En ons moet kweek om te gee ook. Want as jy nie kan gee nie, gaan jy sukkel as 'n gelowige. Jy gaan sukkel, jy gaan nie groei geestelik nie. En ek sien oor en oor, veral in arm gemeenskappe, as hulle by jou venster kom staan, dis amper jy moet gee. Hoekom gee jy nie? Jy het en ek het nie. Dis amper soos hulle kan nie verstaan hoekom gee jy nie. En mense, dit is 'n gevaarteken, want dit spreek oor die hart. Die hart. En dit bring ons dan by die tweede gedeelte van vers 5. En dit is waar dit nou bemoedigend word. En dit sê, wees tevrede met wat jy het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Die skrywer sê in teenstryd van om geldgierig te wees tevrede met wat jy het. Ons het nou net voordat ons na ons hoofteks gedeelte gekyk, eintlik gesien hoe bevoorreg is ons. Hoe bevoorreg is ons om net 'n dak oor ons kop te hê. En ons vat hierdie dinge van selfsprekend, wat ons kyk na die wêreld, en dis wat sosiale media ook doen. Dit kweek vir jou hierdie prentjie van, dit gaan daar so goed, en hier gaan dit sleg. Kyk hoe die ou doen dieselfde werk, maar hy ry 'n Toyota, en ek ry 'n Golf, of wat ek ook, né? En dan vergelyk jy jouself met mekaar. Maar die Here sê, wees tevrede, want hy maak die belofte aan jou. Hy sal jou nooit verlaat nie. En om eerlik te wees, het jy gedink, in die kerk sit daar vanoggend die top 35% rykste mense in die wêreld. Ja, ons is 'n ryk kerk, né? Ons is ryker as 65% van die res van die wêreld. Sjoe, mense, is ons nie bevoorreg nie? Is ons nie bevoorreg om hier te sit en dinge te hê en te kan, ek dink baie keer,
Ek en Michaela hou baie van soos sout en asyn chips, byvoorbeeld. Michaela hou eintlik 'n bietjie meer van die soetigheid. En dan ry ons ook en dan sê ons hier aan die einde van die maand as die geld is bietjie min. Jy nou kies tussen die brood of die chips. Ek sal graag die chips op die brood wil sit, En dan dink ons soos, dit sou nou lekker gewees het om gou by die Spur te gaan eet, ons is nie lus vir kos te maak en dan dink ons dit is nou moeilik. Maar mense, weet julle om in daai situasie te wees, hoe bevoorreg is ons nie? In die Nuwe Testamentiese tyd het die disippels wat rondbeweeg het swaarder gekry as wat ons het. En sodoende moet ons besef en leer om in dankbaarheid na ons lewens te kyk. In dankbaarheid te kyk wat die Here al vir ons gegee het. En hoor wat sê hierdie belofte. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Wie voel tans, mag ek vra, wie voel tans of hy verlate is? Want kom ek sê vir jou, dis jou hart wat jok vir jou. As jy weergebore is en jy hou in die woord van God vas, is jy nie verlate nie. Nie een van ons is verlate wat hier sit nie. En hierdie belofte word gevat uit Deuteronomium 31 vers 6 wat sê, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. En ons kan dit in ons konteks ook sê, dit is nie miskien die Here wat saam met ons trek nie, maar dis die Here wat saam met jou woon in jou huis, want hy woon in jou. Hy woon in jou vrou, hy woon in jou kinders. Hoekom sal hy julle verlaat? Maar nou moet ons onsself vra, hoe beweeg ek van hierdie hongerte om meer en meer te hê, na 'n hart van tevredenheid en 'n hart van rustigheid en vrede? En ek glo dis deur net die soektog te verander. 'n Soektog te verander van waar ek vroeër geld en wêreldse skatte gesoek het na hemelse skatte. Jesus verwys weer daarna in Matteus 6 vers 19 tot 21 wat sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skatte is, en hierdie is belangrik, daar sal julle hart ook wees. Hoekom sal mense hulle families verraai vir rykdom? Hulle hart was miskien eers in die begin by die familie en toe die hart se oriëntasie verander op hierdie soektog na rykdom. En hy sal sy familie verraai, sy vrou, sy kinders vir rykdom. Jy sal tans enigiets opoffer wat nie in lyn is met wat jou hart soek nie. Is dit nie waar nie? As jy die wêreldse geld het, jy sal doen wat jou hart begeer. Is dit nie waar nie? Hoekom nie? Hoekom sal jy in teenstryd met jou hart beweeg? Dit is wat jy soek. Nou in hierdie geval is my vraag dan vanoggend, waarna is jou hart op soek? Wat is jou hart se begeertes? Wat is jou begeertes, jou hoop en jou drome? Mense, as dit nie in lyn is, eerstens as 'n pa vir jou kinders dat hulle vir Jesus moet ontmoet nie. Voordat dit kom by hy moet by universiteit dit gaan swat en dit gaan doen. Dit was elke pa het groot planne vir sy kinders. Nee? As dit nie eers is om vir Jesus te ontmoet nie, wat doen ons? As dit nie is vir jou en jou gesin om te groei in Christus nie, en in dankbaarheid die Here elke dag te prys as al jou kinders en jou vrou en jouself die Here ken nie, dan weet ek nie wat doen ons nie. Want dan sien ons nie eers die skatte wat in die hemel tans daar is vir ons nie. Ons het paar sondae terug gesê, ons is vasgeanker aan Christus wat reeds deur die voorhangsel is, die tabernakel in die hemel, en ons is geanker in hom, al is ons nog nie in die hawe nie, is die tou wat ons waar ons die boot is en die tou wat aan ons vas is, ons is nog steeds geanker, al is ons nie daar nie. En ons sal ingetrek word wanneer ons sterf. Dis 'n waarheid en 'n belofte, maar ek sien nie meer dat ons in vreugde amper huil voor die Here in dankbaarheid vir hierdie aspek nie. Want ons sien nie die waarde in die skatte nie. Want die skatte op aarde is miskien meer werd as die skatte in die hemel tans. En onthou, maar ek het gesê ons hou van raadsit. So ons sit hier en ons kyk, maar tans om nou hierdie te hê is lekkerder as wat ek kan nie nou by die Vader wees in die hemel nie. En dit is hoe ons denke uitbalanseer. God sal voorsien as jy doen wat hy van jou verwag.
En mense, ek praat nie van miljoene nie. Die Here seën party gelowiges met miljoene. Dis waar. Party gelowiges seën hy deur hulle nie miljoene te gee nie. Ek het al oor en oor gepreek in die Bybel, elke keer as God vir iemand nee sê, is dit 'n groter seëning 'n seëning, baie keer as wat hy vir 'n ander persoon ja sê. Paulus bid 3 keer oor die doring in sy vlees, en wat gebeur? Die Here sê nee. En Paulus in dankbaarheid sê dankie, en dit hou hom nederig. Hy prys die Here daarvoor. Mense, as die Here nee sê in aspekte, al is dit nie finansies nie, in ander aspekte, prys die hand wat gee en wat wegneem. Want weet julle wat, ek nog nooit een van ons mense gesien, wat nie hulle daaglikse brood eet. Ons was nog nooit daar nie. Ons was nie soos die Midde-Oosterse mense wat tot redding kom, wat vlug vir weke deur berge, wat nie eet nie. Ons is nie daar nie. Nou waar kan ons met 'n lang gesig voor die Here gaan sit? Nêrens in sy woord beloof hy die grootste TV, al is dit nice. Ek sê vir my kinders ook, ek kort elke jaar 'n groter TV want ek raak blinde. Ek kan nie daaronder sien, veral as daar rugby is of ek kan nie sien wat daaronder staan nie. Ek staan so voor die TV die hele tyd. Dis 'n goeie rede om 'n groter TV te kry of miskien 'n vergrootglas. Maar ons kan nie die heeltyd wêrelds georiënteerd wees. Jy hoor hoe bemoedig die woorde van Christus ons om in rustigheid en tevredenheid te groei deur gehoorsaamheid. In Matteus 7 vers 9 tot 11 wat sê: "Of watter mens is daar onder julle wat as sy seun hom 'n brood vra, aan hom 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat tot hom bid." Mense, hierdie is so belangrik. Elke pa en ma wat hier is, sal nie vir hulle kind 'n klip gee as hy vra vir 'n brood nie, of vra vir 'n vis 'n slang gee nie. En Christus sê vir ons hierso, maar ons almal is sleg want ons is sondig. Hoeveel te meer sal my Vader wat in die hemel is nie vir sy kinders gee om van dag tot dag te eet en ook sodoende die basiese dinge te hê nie. Mense, hoeveel van ons het slapelose nagte? Ek sukkel om te slaap. Weet nie van julle nie. Ek stres altyd oor die kerke. Dit is verkeerd. Ek stres oor die kerke, ek stres oor Michaela, ek stres oor alles. Ek's 'n stresbal. Michaela sê ek stres nie, maar ek stres in die aand as hy slaap. Dis sê ek's altyd so kalm. En dis geseënd as ek miskien 'n aand 4 ure slaap, want ek stres die hele tyd. En hoeveel van ons manne, vrouens met bekommernisse lê nagte wakker, al het ek miskien meer geld as die ou langs my in die kerk, maar ek het ook bekommernisse. Maar weet julle wat, mag die waarhede vandag, vanoggend julle harte verander. Jy hoef nie. Alles wat jy tans besit en alles wat in hierdie wêreld is die Vader se. En as jy sy kind is, sal hy seker maak dat jy nie verlate is nie, want jy is nie. En as jy vra en jy ontvang nie dadelik nie, is dit ook 'n seëning. Dis altyd 'n seëning, want as jy vra volgens sy wil is goed. En dit bring ons dan by vers 6 wat sê: "Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen?" En mag ons van bekommernis en angstigheid vanoggend beweeg na vrymoedigheid, tevredenheid, vrede, rustigheid, want die Here is my helper en jou helper. Die Vader wat hierdie aarde geskep het, die hemele geskep het, die hemele geskep het so groot dat daar nie 'n einde is nie. Ons kan dit nie begryp nie. Ons begryp nie eers die nommer biljoen nie. Wie begryp die getal biljoen? Ek doen nie. 'n Miljoen is al klaar bietjie moeilik vir my, né? Nou mense, hy is so groot en ons sing dit oor en oor op hierdie bord. Ons sing dit by die huis, ons sê dit vir ander mense. Maar hoekom in die lig van jou bekommernis het jy vrees en angstigheid? In die lig van hierdie klein heuweltjie wat voor jou lê. En mag ek vanoggend sê, in plaas daarvan om te sê, wat sal 'n mens aan my doen? Mag ons nie sê, wat sal die wêreld aan my doen nie. Die wêreld sal niks aan jou kan doen as die Here
saam met jou staan nie. Die vraag is net, staan jy by die Here? Hy maak die belofte, hy sal jou nooit verlaat nie, maar baie keer loop ons weg en ons gaan soek die wêreldse dinge daar buite. Ek wil graag vanoggend dan, ek's nou klaar, ek sien ek het 5 minute. Die vraag is net, aan wie behoort jou hart? Behoort dit aan jou vrou, aan jou man, jou gesin, jou werk, jou vleeslike begeertes, of behoort dit aan die Here? Mag ons vanoggend bid vir mekaar en vra, Here, mag U weer ons harte in lyn sit. Want weet julle wat? Ek sien oor en oor, mans val veral in hierdie lokval. Hy kon nog altyd byvoorbeeld vir sy familie sorg. En ek sien dit by Springs ook, en dan rafel daai man uit mekaar uit, en dan gebeur iets, nou kan hy nie meer sorg soos wat hy voorheen gesorg het nie. En hy val in hierdie depressie, want hy voel, hy kan nie nou die man wees wat hy wil wees vir sy vrou en sy familie nie. Maar weet julle wat, as ons as mans ons harte op die skatte in die hemel sit, sal ek nie so voel nie. Ek sal sê, dis nie lekker nie. Ek sal miskien bietjie skaam kry hier en daar, maar weet julle wat, my vreugde sal nie gesteel word nie, want my skatte in die hemel kan nie gesteel word nie. En kom ons fokus op dit wat ewigheidswaarde het. Ek wil afsluit met 'n collage, ek hoop ek spreek dit reg uit, 'n paar Bybelse versies wat gaan oor bemoediging en beloftes van die Here af. En ek lees dit vir julle, en mag julle dit vasmaak in julle harte. Dit sê in eenvoud, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy gaan. God is jou toevlug en beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Moet nie bekommerd wees nie, maar bid en smeek en dank God en vertel hom wat jy nodig het. En God se vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes vashou. As God vir jou is, wie kan teen jou wees? En onthou, dis wat Christus gesê het aan sy disippels op Hemelvaartdag. En onthou, ek is by jou tot die volëinding van hierdie wêreld. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, wat 'n groot voorreg is dit nie om vanoggend net te sien hierdie eenvoudige beloftes wat U aan ons gee. Vader, maar in hierdie eenvoud word ons verlore. In hierdie eenvoud kan ons nie daarin vashou nie. Vader, help ons deur die Gees om hierdie waarheid tans deel te maak van my hart. Vader, mag U elke ouer tans vrede gee in hulle harte, wat besef dat hulle kinders, hulle lewens en hulle toekoms eintlik uit hulle beheer is, maar mag hulle rustigheid en vrede verkry, want hulle weer is in U hande. Maar Vader, soos wat hierdie gedeeltes nou gesê het, al wat ons kan doen is bid. Bid en smeek en vas. Vader, mag ons nie ophou in hierdie aspekte nie. Mag U die bekommernisse, die angstigheid uit ons lewens uit brand, liewe Heer. Vader, as daar iemand is vanoggend hier wat miskien volgens die diens en die waarheid voel, hy word aangespreek dat hy geldgierigheid het in sy hart waar hy miskien horeer in 'n wêreldse aspek, Vader, mag U ook vernuwing en verandering en herskepping daar bring. Vader, mag U sy begeertes verander, want Vader, ons beweeg volgens die begeertes wat ons het. Mag die gees, die vlees se begeertes uitoorlê en uitweeg, liewe Heer. Vader, help ons om te groei in U weë. En Vader, in hierdie week mag ons ook begin al hoe meer groei om met ons harte te gee. Ons vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Staan dan en ontvang die seën. Mag die Here jou seën deur jou te vermaan, te beskerm en te laat groei en ook deur jou uit te stuur. Mag sy liefde jou vernuwe, sy genade jou herskep en sy roeping jou bemoedig om uit te gaan. Amen. Dankie julle.